kan nie buite die gesigsveld van die Here lewe nie. Dit is onmoontlik. Of ons dit wil erken of nie, die Here sien ook vir my raak, volledig raak. Juist daarom wil ek nie buite sy gesigsveld lewe nie. Onder wie anders se toesig sal ek nou ook wil lewe. Die evangelie is juist dat die Here van wie ons in Psalm 33 leer, met spesiale oë na sy kinders kyk. Vers 18 en 19. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag, om hulle siele te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Die Here wat kyk, is Jahwe, is die getroue verbondsgod, die een wat spesiaal kyk, diep kyk, met liefdestrou kyk, wat kyk met die doel om van die dood te red, wat kyk om sy volk in die lewe te hou in hongersnood. Dis 'n omgee kyk, dis 'n verhoudingskyk. Dis die oog wat sy volk in Egipte in hulle slawenood raak sien. Eksodus 3 vers 7, die Here het gesê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is. Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, ek ken hulle smarte. Dis met die oog dat hy die smart van die onvrugbare Lea raak sien en daartoe bring om haar seun Ruben te noem, want het sy gesê, die Here het my smart raak gesien. Genesis 29 vers 32. Dis met die oog dat die Here raak sien wanneer die inwoners van Ninive hulle bekeer. Jona 3 vers 10 lees ons, die Here God sien wat hulle doen. Toe die Here God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle gaan bring. Dis met die oog dat die Here die wêreld in sy nood raak sien en uit liefde besluit om sy eniggebore seun na die wêreld te stuur, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En met Jesus se koms na hierdie wêreld word hierdie kyk van die Here vir ons sigbaar. Johannes getuig, van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord en die lewe. En wanneer Jesus kom, dan sien hy en hy sien raak. Hy sien mense by tolhuise. Hy sien mense wat onder bome sit. Hy sien die nood van die mense raak. Die hoë koors van Petrus se skoonmoeder. Die skare hongervolgelinge. Die verlamde man by die bad van Bethesda. Die geween van Maria by Lazarus se graf. Die verlore gaande verlonende Petrus. Sy treurende moeder by die kruis. En hy sien nie net nie. Hy doen ook iets daaraan. Hy gee homself aan die kruis. Daar op die hoogte Golgotha, waar almal kan sien. Hy word deur God verlaat, waar niemand kan sien nie. Hy word buite sig in 'n graf neergelê, net om weer daaruit op te staan en sigbaar aan mense te verskyn. Hy vaar sigbaar op, om aan die regterhand van die Vader te sit, waar Johannes in sy sterwensoomblikke die seun van die mens in heerlikheid aan die regterhand van God sien staan. Hy sal ook sigbaar kom om sy kinders te kom haal. Ag Here, sien my tog vanaand aan met u raak sien kyk, u verlossingskyk, u lewendmakende kyk. Ag Here, laat ek en ons hier voor u vriendelike aangesig lewe. Want soos die digter van Psalm 33 sê, wil die Here loof, ek wil in vrees vir hom lewe, ek wil hom vertrou en op hom wag. Daarom sluit ons die oordenkings uit Psalm 33 af met hierdie belydenis. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons harte bly. Op sy heilige naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Goeienaand.